Ons gesels oor veerkrag deur verandering en dit in die groter tema van veerkrag ontwikkel om beter te floreer. Daar word heelwat deesdae gespekuleer oor die impak wat kunsmatige intelligensie gaan hê op mense se werk en of hulle ooit 'n werk gaan hê. Kunsmatige intelligensie het alreeds heelwat mense hulle werk laat verloor waar dinge geautomatiseer word of waar sekere rolle deur kunsmatige intelligensie vervang word. Maar intussen het ek ook gesien begin nuwe werke, nuwe rolle reeds ontwikkel, gebou rondom kunsmatige intelligensie. En tog is die lewe een van voortdurende verandering. Na die industriële revolusie waar vervaardiging verander het en masjiene doodgewone handearbeid begin vervang het, moes mense ook nuwe vaardighede aanleer. Hulle moes 'n nuwe werksvermoë skep en 'n werkverrigting aanleer om aan te pas by die nuwe verandering. Nou is ons verwaar in die 4de industriële sogenaamde revolusie, waarin kunsmatige intelligensie en digitale tegnologie ons manier van werk en manier van leef kan verander en reeds besig is om te verander. Die geheim lê daarin om te besef dat verandering deel van die lewe is en dat ons dit moet verwerk en daarbey aanpas en dan bou ons op daardie manier die veerkrag op sodat ons kan floreer. Mense moet net nie soos die spreekwoordelike padda in die water bly sit tot die water warm gemaak word en al hoe warmer raak sodat die padda naderhand doodkook in die water nie. Terloops, hierdie sê ding wat mense gebruik is nie waar nie, want sodra 'n padda ongemaklik voel in water, dan spring die padda uit. En dis die punt, ons moet kan uitspring wanneer die omstandighede verander. Ons moet verandering verwerk en aanvaar. En wat volgelinge van Jesus help, is dat ons veranderinge kan aanvaar en sien ook as deel van God se plan en dat God met ons daarmee saamwerk. Vir iemand soos Abraham byvoorbeeld het God geroep en hy moes hoor, hy moet sy land en sy mense verlaat sodat hy hierdie nuwe volk kan begin, God se volk. En dit het nuwe moontlikhede gebring, 'n nuwe groei vir hom gebring en 'n totaal nuwe toekoms ontsluit vir wat ons ook destyds in die Bybel lees al as Israel wat in die wêreld begin groei het. Ook later toe God se volk in ballingskap weggevoer was, beloof God vir sy volk nuwe dinge. Dit nuwe dinge vra altyd verandering en aanvaarding. Ons hoor hiervan in Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. So God was getrou. God het dit gedoen. God het vir sy volk 'n nuwe toekoms gegee. En die boodskap daarvoor is vir ons duidelik vandag. Verandering gaan altyd met ons wees. Maar ons kan veerkrag ontwikkel om die verandering te hanteer deur daardie verandering te verwerk en te aanvaar en te vra, wat wil God in hierdie pad en hierdie tyd vir my leer? Leef geïnspireerd.